Die towerperd. Op koning Saboer van Persië se 50ste verjaarsdag het geskenke uit die hele land by die paleis opgedaag. Daar was swaarde en rolle sy, goud en silwer, mantels en kamele, parels en roebyne. Maar die beste geskenk is afgelewer deur 'n vreemde, lelike dwerg in 'n swart mondering. Hy gee vir die koning 'n perd van ebbehout, met 'n saal van skarlakenleer en klingelende goue tuie. "Dis pragtig gemaak," sê koning Saboer. "Dit lyk presies soos 'n regte perd." Maar dit beweeg nie soos 'n regte perd nie, U Majesteit, sê die dwerg met 'n bose grynslag. Dit is 'n towerperd. Dit kan oor die reënboog vlieg en die verste oewer van die verste oseaan bereik. Koning Saboer kan skaars sy ore glo. En sy enigste seun, die aansienlike jong prins Kamar, spring in die saal. "Sê my hoe dit werk," skree hy. "Ag, laat my daarop ry." Maar die koning hou sy hand op en gebied stilte. "Dit is so 'n wonderlike geskenk," sê hy vir die lelike dwerg, "dat ek jou iets in ruil moet gee. Vra wat jy wil, as dit binne my mag is, kan jy dit kry." Ek het gedink, jy kan miskien so sê, grinnik die dwerg. Ek vra U enigste, U pragtige dogter as my bruid. Die koning se glimlag verdwyn. Dit lê seker binne U vermoë om haar aan my te gee? Wel, ja, sê die koning en lyk ongelukkig. En U het my enigiets beloof? Nie enigiets? Wel, ja, mompel die koning. En daar kom trane in sy oë. "Moet dit nie doen nie, vader," skree prins Kamar. "Moenie jou enigste dogter, my pragtige suster, aan hierdie vreemdeling weggee nie. Hy het jou in 'n val gelok. Jy hoef jou belofte nie na te kom nie." "Ja, dis waar," sê die koning. "Jammer, maar ek dink regtig nie ek kan jou my enigste dogter, my pragtige dogter, as bruid gee nie." Die dwerg is woedend, veral met prins Kamar. Hy steek sy hand uit en druk 'n verborge hefboompie aan die perd se nek. Oombliklik begin die vreemde dier lewe. Sy hoewe kletter oor die marmervloer. Toe spring hy oor die balkonreëling en vlieg in die lug op, al hoër en hoër, terwyl Kamar wanhoopig aan hom vasklou. Die koning kyk die towerperd ongelowig agterna. "Kom terug, Kamar, kom terug!" Hy kan nie, gegil die dwerg. Hy weet nie waar die hefboom is wat die perd laat afkom nie. Hy sal al hoër en hoër vlieg, tot die son hom verbrand. Jy wou my nie jou enigste dogter gee nie. Toe vat ek jou enigste seun, en jy sal hom nooit weer sien nie. Koning Saboer laat die dwerg in die diepste, donkerste kerker in sy paleis gooi, en stel sy verjaardagparty af. In die 50 jaar van sy lewe was hy nog nooit so ongelukkig nie. Op die rug van die towerperd word Kamar intussen al warmer na mate hulle nader aan die son kom. Hy het reeds alles probeer om die perd te laat afduik. Hy het geskree en die perd se flanke geskop. Hy het aan die toom getrek en die perd op sy nek geklop. Nou het hy alle hoop laat vaar. "Ek is jammer, ek het op jou geskree en jou geskop," sê hy vir die perd, asof dit 'n lewende dier is. En hy streel die ebbehoutnek. En daar voel hy dit, skaars so groot soos 'n speld. Onder die syagtige maanhare is 'n hefboom. Kamar druk dit onder toe. Die ebbehoutperd duik styl af en Kamar moet hard aan die toom trek, anders sou dit seker in die see gestort het. Weldra bereik hulle die droë grond van 'n vreemde land. Hy vlieg oor 'n pragtige stad en laat die perd op die dak van 'n luisterryke paleis neerstryk. Toe hy by 'n trap afgaan,
beland hy in 'n pragtige slaapkamer. En op die bed lê 'n meisie, vas aan die slaap. Kamar raak onmiddellik op haar verlief. Word wakker, skone dame, fluister hy. Wie is die vader? Ek moet sy verlof vra om met u te trou. Prinses Shalim word wakker en sien Kamar se blou oë en pikswart krulhare, en oombliklik raak sy op hom verlief. Wat maak jy in my dogter se slaapvertrek? Jou dief, jou inbreker, jou vreemdeling! Die koning staan met gebalde vuiste in die deur. Ek is nie 'n dief nie, my heer. Ek is prins Kamar van Persië. Mag ek met die dogter trou? Beslis nie! Skree die koning. Ek gaan jou laat onthoof vir jou vermetelheid! Die prinses Shalim gil van angs. Dit sou nie 'n eerbare dood vir 'n prins van Persië wees nie, sê Kamar hoflik. Ek sal teen u hele leer veg vir die reg om met die prinses te trou. Dan sal jy, lag die koning. Hy het 'n leer van 1000 ruiters. Dus sal Kamar sekerlik sterf. Wil jy 'n strydros hê? Dankie, heer, maar ek het my eie, sê Kamar. Die volgende oggend, aan die een kant van die strydperk agter die paleis, staan 1000 ruiters gereed. Die ruiters trekkel swaarde en 1000 skerp lemme blits in die son. Die perde se hoewe laat polle gras deur die lug trek soos hulle begin galop. Shalim sien hoe prins Kamar hulle doodkalm inwag. Sy swart perd staan botstil, asof dit van hout gemaak is. Vlug, Kamar, vlug! Roep sy. Moet jou lewe nie om my ontwil verloor nie. Maar Kamar glimlag net en sit sy hand op die perd se nek. Toe die eerste ruiter byna by hom is met knersende tande en flitsende swaard, raak Kamar aan die hefboom. Die perd styg styl op, vlieg oor die 1000 ruiters met hul flitsende swaarde en stryk agter hulle neer. Die verstomde ruiters swaai om en storm weer op Kamar af. Maar terwyl hulle galop, styg Kamar in die lug op, vlieg laag oor hul koppe en sny met sy krom persiese swaard die pluime van hul tulbande af. Dit doen Kamar keer op keer, tot die sultan se ruiters woedend en uitgeput is. Baie van hulle het van hul perde afgeval. Baie het die rooi pluime op hul tulband verloor. Maar Kamar is nou moeg vir die speletjie. Hy vlieg na die venster waar prinses Shalim lachend haar hande sit en klap. Toe lig hy haar voor op sy perd en vlieg weg. Koning Sabur en sy enigste dogter, sy pragtige dogter, staan op die balkon van die koninklike paleis in Persië. Eers dink hulle dat die donker voorwerp in die lug 'n voël is. Toe sien hulle die perd se swart systert en prinses Shalim se blonde hare in die wind wapper. En die twee mense op die perd wyf vir hulle. In die 50 jaar van sy lewe was koning Sabur nog nooit so gelukkig nie.